Dit is belangrik dat besighede hul bedrywighede eties en professioneel moet bedryf. Dit sal 'n goeie reputasie verseker en meer klante en beleggers trek. Kom ons begin deur die verskil tussen etiese en professionele gedrag te hersien. Etiese gedrag fokus op die gedrag van besighede, terwyl professionele gedrag fokus op die gedrag van werknemers. Etiese gedrag verwys na die beginsels van reg en verkeerd en wat aanvaarbaar is vir die gemeenskap. Dit fokus op die ontwikkeling van 'n morele kompas vir besluitneming. Voorbeelde sluit in om binne die wet te bly, betrokke te raak in wetlike besigheidspraktyke en nie gebruik te maak van kinderarbeid nie. Professionele gedrag verwys na wat reg en verkeerd en aanvaarbaar is binne in die besigheid, met die fokus op die besigheid se reputasie. Voorbeelde sluit in om werkstyd effektief te gebruik, kliënte se inligting vertroulik te behandel en beleefde taal teenoor alle belanghebbendes te gebruik. Kom ons hersien die volgende beginsels van professionalisme en etiek. Bevoegdheid is die vermoë van werknemers om hul kennis en vaardighede tot voordeel van die besigheid, gemeenskap en omgewing aan te wend. Integriteit verwys na die uitvoer van werksverwante take op die regte manier, selfs al word jy nie gemoniteer nie. Respek verwys na die wyse waarop werknemers hulself gedra, optree en presteer. Objektiwiteit verwys na werknemers wat onbevooroordeeld is wanneer hulle besluite maak. Vertroulikheid beteken dat die inligting van die besigheid en kliënte nie openbaar gemaak word nie. Deursigtigheid beteken dat besigheidstransaksies openlik gedoen word om korrupsie te voorkom. Konflik van belange kom voor wanneer 'n werknemer onbetroubaar word, omdat daar 'n botsing is tussen sy of haar eie persoonlike belang en sy of haar professionele verantwoordelikhede. Verbintenis beteken om die waardigheid en regte van ander werknemers te respekteer, asook die beeld van die besigheid. Omgee word uitgebeeld wanneer die besigheid sosiale verantwoordelikheidsprogramme implementeer om terug te gee aan arm gemeenskappe. Omgewingsvolhoubaarheid beteken die omsien na die omgewing tot voordeel van toekomstige geslagte. Daar is sekere teorieë van etiek wat toegepas word in die werkplek. Konsekwensiële teorie stel voor dat 'n aksie goed of sleg is afhangende van die uitkoms daarvan. Besighede gebruik hierdie teorie om te bepaal of hulle iets moet doen of nie, gebaseer op die verwagte resultaat van die aksie. Die algemene welsynbenadering verseker dat die besigheid se waardes en etiese beginsels in lyn is met die waardes van die gemeenskap. Die regte benadering fokus op die regte van die individu om met respek en waardigheid behandel te word. Effektiewe besigheidspraktyke moet professioneel, verantwoordelik en eties uitgevoer word deur betaal regverdige lone aan werknemers en verskaf deurlopende ontwikkeling en opleiding vir alle werknemers. Die voordele van 'n etiese besigheidsonderneming sluit in 'n goeie reputasie wat meer beleggers sal trek en sodoende winsgewendheid verhoog en klantelojaliteit en 'n positiewe beeld van die besigheid. Voorbeelde van etiese besigheidspraktyke sluit in korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsinisiatiewe en regverdige advertering. Korporatiewe bestuur is die raamwerk of reëls en praktyke waarmee die raad van direkteure verseker dat aanspreeklikheid, regverdigheid en deursigtigheid in alle besigheidsverhoudinge uitgeoefen word. Kom ons hersien die verskillende perspektiewe van etiek. Etiek word universeel toegepas deur besighede. Etiese perspektiewe word bepaal deur kultuur, geloof, onderwys en agtergrond van die belanghebbendes. Etiese dilemma's word bestuur volgens wat aanvaarbaar of onaanvaarbaar is vir die besigheid.